Broers en susters, baie hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof en dat dit sal dien tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte waarin ons voorberei vir die erediens wat volg. Ons wydingslied vanoggend is Gesang 22, albei die verse. Ons sing die wydingslied staande en dan bly ons staan tot na die lofsang. En die lofsang is Psalm 33, die eerste vers. Gesang 22, vers 1 en 2, ons wydingslied wat ons staande sing, tot na die lofsang, Psalm 33, die eerste vers. God in u ontferming en beskerming en genade op ons neem. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Die Here vermaan ons in sy woord, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê,
Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Saam met Dawid bely ons in ootmoed voor die Here, met berou oor ons sonde en ons erken. My sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ons doen dit met die sing van Gesang 79, die eerste vers. Aan elkeen wat in ware geloof sy toevlug neem na Jesus Christus as die enigste saligmaker en verlosser uit die sonde, verseker die woord van die Here. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons nou ons algemene Christelike geloof en elkeen spreek in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Ons wy nou opnuut, biddend ons lewe aan die Here toe, met die sing van Gesang 79, die 3de vers. Ons lees uit die woord van die Here, broers en susters, 'n gedeelte uit die Ou Testament, uit die boek Prediker, hoofstuk 4, van vers 7 tot vers 12, en dan 'n gedeelte uit die Nuwe Testament, uit die brief aan die Efesiërs, hoofstuk 4, van vers 7 tot by vers 16. Prediker hoofstuk 4 en Efesiërs hoofstuk 4. Nou dat ons die Bybel oopgemaak het, kom laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, aan U die lof en dank diep uit ons harte. U het Uself aan ons bekend gemaak deur U woord en Gees as die Almagtige en die Ewige, die Koning oor alles en die bron van alle ware lewe. U het ons hand gevat om ons uit die poel van verdoemenis te gryp en te lei na die ewige heerlikheid. Om U te ken en met U op ons lewensweg te wandel, dit is ware en ewige lewe. En ons bid dat U ons ook nou weer in die geloof een sal laat word met Jesus Christus, ons hoof en Heer. Dat U ons deur U woord ook nou sal toerus, dat ons mekaar kan bemoedig en versterk op die lewenspad. Dat U deur U Gees ons in die kennis, in die waarheid, in die geloof en in die diens aan ons Here sal laat groei, totdat ons 'n volwasse man is in die geloof, met ware eenheid, onderling en met U as ons hoof. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Prediker hoofstuk 4, ons lees van vers 7 af. En weer het ek 'n vergeefse moeite gesien onder die son. Daar is een alleenig, sonder 'n tweede. Ook het hy geen seun of broer nie. Tog is daar geen einde aan sy moeitevolle arbeid nie. Sy oë kry ook nie genoeg van rykdom nie. Vir wie tog vermoei ek my en laat my siel gebrek ly aan die goeie? Ook dit is te vergeefs en 'n verkeerde saak. 2 is beter as 1. Want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel. Maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder, as 2 by mekaar lê, kry hulle warm. Maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al 2 hom teestand bied. En 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Tot sover uit die boek Prediker. Dan lees ons uit die brief aan die Efesiërs, die 4de hoofstuk, van vers 7 af. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar hy het opgevaar,
Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedriegery van mense, deur sluwheid om lustiglik tot dwaling te bring nie. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Dit is die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor, wat dit sy eie maak en dit gehoorsaam. Terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Die Here eis nooit van ons iets, broers en susters, wat hy nie eers vir ons gee nie. En so is dit ook met die eenheid van die kerk. Die Here Jesus, die gee vir ons die eenheid van die Gees. En verlede Sondag het ons in die prediking gesien, dis nie 'n eenheid wat ons tot stand bring nie. Dis die eenheid wat hy met ons tot stand bring. Dis die verbond wat hy met ons sluit. Dis hy wat uit die hoogte neerdaal in ons diepste ellende en so met ons een word, sodat ons ook een kan wees met hom. En hierdie eenheid skenk die Here aan ons. Daarom is die eenheid van die kerk nie iets wat ons self verwerf of verdien of bewerk nie. Dis 'n eenheid wat die Here vir ons gee. En nou roep die Here ons op en sê, ons moet ons daarvoor beywer, dat ons hierdie eenheid sal bewaar. Dat ons hierdie eenheid sal beskerm. Dat ons alles in stryd sal werp, om in vrede met mekaar te lewe, omdat ons in vrede met God kan lewe. Maar nou gee die Here ook vir ons wat nodig is, om die eenheid te bewaar. Hy neem ons nie net op in hierdie eenheid, en sê bewaar nou hierdie eenheid nie. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het, om hierdie eenheid te bewaar. En hierdie eenheid bewaar ons op 2 vlakke. Ons bewaar die eenheid in ons eie persoonlike lewe, as ledemate van die liggaam van Christus. Elkeen van ons is geroep om self verantwoordelikheid daarvoor te neem, dat ons die eenheid met die Here bewaar, dat ons dit beskerm, dat ons nie losgeslaan word van Jesus Christus nie. Maar hierdie eenheid is ook die eenheid van die kerk. En dis die tweede vlak waarop ons die eenheid bewaar. Ons bewaar die eenheid met Christus en ons bewaar die eenheid met mekaar, met ons broers en met ons susters,
sodat die liggaam van die Here een liggaam kan wees. En omdat dit een liggaam is, wat een is met hom, en as sy huisgesin in hierdie wêreld lewe as broers en susters, daarom kan die wêreld glo, kan die wêreld sien, kan die wêreld oortuig word daarvan, dat ons nie langer in die wêreld, van die wêreld is nie, al leef ons in die wêreld. Hierdie eenheid met die Here, hierdie eenheid met mekaar, is die getuienis daarvan, dat ons, midde in hierdie wêreld, die volk van God is. Dat ons die burgers is van sy koninkryk. En hoe gee die Here vir ons wat nodig is, om hierdie eenheid met hom en met mekaar te bewaar? Apostel skryf dit nogal op 'n moeilike manier, as hy sê, dat Jesus vir ons gawes gegee het. Toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Dis 'n beeld wat hy gaan haal uit Psalm 68, en dit weerspieël iets van die manier waarop 'n koning in daardie tyd 'n oorlog gevoer het. As hy die oorlog wen, as hy die oorwinnaar is, dan neem hy die mense wat hy oorwin het as gevangenes met hom saam, en gewoonlik neem hy dan ook van die gevangenes dinge af, sy buit, en dit is geskenke wat aan hom behoort. Maar 'n goeie koning en 'n goeie generaal, die weet natuurlik dat hy nie alleen hierdie stryd gestry het nie. En daarom, as hy hierdie buit geneem het, dan gee hy van die buit aan die soldate onder hom, aan die mense wat saam met hom in die geveg was. En so sê Paulus, doen die Here Jesus. As hy opvaar na die hemel, dan doen hy dit as die koning wat die oorwinning behaal het. Die oorwinning oor sonde en dood, die oorwinning oor ons vervreemding van God, die oorwinning oor die bose. En hy wat opgevaar het, wat hierdie oorwinning behaal het, is natuurlik dieselfde Jesus wat eers neergedaal het. Hy het uit die hemel gekom hier in ons wêreld in. En hier het hy die oorwinning behaal. En die gawes wat hy gee, is gawes vir sy mense wat hier nog steeds in die stryd is. En die oorwinning wat hy hier behaal het, die het hy behaal oor al die magte van hierdie wêreld. Die magte van die bose, die mag van die sonde, die mag van die dood, die het hy almal verslaan. En nou neem hy uit hierdie buit en hy gee aan sy mense dat hulle met hom een kan wees en hulle eenheid met hom kan bewaar. En nou is dit merkwaardig wat hy gee. Uit hierdie mense wat hy verlos het, uit hierdie mense wat hy nou bevry het, wat hy nou as het ware saamgeneem het met hom in sy triomftog, gee hy aan sy kerk die ampte. Hy gee aan die mense wat hier nog moet veg en stry, gee hy, as ons dit nou maar so kan sê, die offisiere wat moet voorgaan. Hy gee apostels en hy gee profete en hy gee evangeliste en hy gee herders en hy gee leraars. Sonder om nou in te gaan op die onderskeid tussen al hierdie verskillende gawes, is dit belangrik om op te merk dat elkeen van hierdie gawes een ding in gemeen het. Of dit 'n apostel is, of dit 'n profeet is, of dit 'n evangelis is, of dit 'n herder is, of dit 'n leraar is, hulle almal is geroep
om die wil van God bekend te maak en die woord van God uit te dra. Paulus sê, hulle is almal geroep tot een taak. En die taak wat hulle het, is om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Hulle is soos die offisiere wat nou hierdie manskappe, hierdie rou rekrute moet afrig. Moet leer hoe om te veg. Hulle moet fiks maak, hulle moet leer om die wapens te gebruik, hoe om die vyand te benader. Ek is nie 'n soldaat nie, maar ek kan my goed indink, 'n soldaat wat nie goed opgelei is nie, die gaan ontoegerus net as kanonvoer in 'n geveg in. Maar 'n goed opgeleide soldaat, die weet wat om te doen. En dis nogal belangrik, broers en susters, 'n goed opgeleide soldaat veg vir sy eie lewe, maar ook vir die lewe van die een wat langs hom is. Sy eenheid, sy kamerade, sy medesoldate, hulle lewe is sy verantwoordelikheid. En so is dit ook in die kerk. Hierdie profete en apostels en evangeliste en herders en leraars, hulle is gegee om die heiliges toe te rus, sodat hulle in hierdie wêreld die burgers van God se koninkryk kan wees en in hierdie wêreld die eenheid met die koning en die eenheid met mekaar kan bewaar. Hulle is daar vir hom en vir mekaar. En die Here Jesus gee diegene wat verantwoordelik is om hulle toe te rus om hierdie werk te doen. Tot opbouing van die liggaam van Christus. Het gaan om die werk van die kerk. Het gaan om die werk van die gemeente. Het gaan om die eer van God, sodat ons roeping waardig kan wees. En hoe rus hulle ons toe? Hoe bou hulle ons op? Die merkwaardige ding is, dat hulle dit doen deur ons almal in die geloof tot 'n eenheid te maak. Hulle maak ons tot 'n eenheid deur die verkondiging van die woord. Ons kom tot die eenheid van die geloof. Eenheid in die kennis van God. Ons word 'n volwasse man wat nie meer deur elke wind van lering rondgeslinger word nie. Die eerste ding wat die Here Jesus doen is om vir ons voorgangers te gee, wat ons in sy woord in die waarheid aan hom verbind. Vir die kerk is dit ononderhandelbaar, broers en susters, dat ons in die waarheid sal wandel. Die waarheid van die woord. Dis hierdie waarheid waarin ons voorgangers ons moet onderrig. Nie die dinge van die wêreld nie, maar die waarheid van die evangelie. Dit maak ons een met Jesus Christus. Ons moet een wees in die kennis van wat hy gedoen het. Een wees in die vertroue op hom, een wees in die gehoorsaamheid aan hom. Dan word ons waarlik een. Die ou kerkvader het altyd gesê, die apostels en die profete en die evangeliste en die herders en die leraars, die leer ons om een te wees as die kerk van die Here Jesus Christus in geloof en in diens. En nou raak dit natuurlik, broers en susters, ons op albei die vlakke waarvan ons net nou gepraat het. Ek kan nie in die eenheid met die Here
en die eenheid met my broers en susters groei en sterker word, as ek nie in die geloof groei en sterker word nie. As ek nie in die hoof Jesus Christus opgebou word nie, kan ek nie 'n sterker ledemaat van sy liggaam wees nie. As ek nie aan die Here al meer en meer verbonde raak, dat ek my lewe hoe langer hoe meer aan hom oorgee, of om dit andersom te sê, as ek nie in die Here Jesus so ingroei, dat ek al minder word, en hy al meer nie, kan ek nie in 'n eenheid met hom leef nie. Maar hoe meer ek in die geloof, en in die kennis, en in die diens van die Here myself toewy, en ernstig daarna strewe om met hom een te wees, hoe meer kan ek saam met die apostel in dankbare erkenning bely, dis nie meer ek wat lewe nie, dis Christus wat in my lewe. Nie meer ek wat my eie koers bepaal, en ek wat my eie lewe lei nie, ek is net maar 'n instrument in sy hand. Hy word al meer, ek word al minder. En die oomblik wanneer ek so met hom een is, dan spoel dit oor na my eenheid met my broers en susters. Want nou weet ek, hulle is die liggaam van Christus. Hulle is die mense vir wie die Here gegee het, dat ek nie in my alleenigheid in hierdie wêreld moet lewe nie. Dat ek nie uitgelewer is in hierdie wêreld, net met my eie vermoë en my beperkte kragte nie. Ek is deel van 'n hele liggaam. Ek is deel van 'n hele huisgesin. Ek het broers en susters wat my hande vat as ek swak word. Ons is meer as 'n driedubbele lyn. Ons kan mekaar warm maak, ons kan mekaar bemoedig, ons kan mekaar op die pad help. Die gemeente, broers en susters, waarvan ons deel is 'n geskenk van God aan ons, sodat ons die eenheid met hom en met mekaar kan bewaar. En daar gaan leef ons nou. En daar gaan leef ons nou as mense wat aan hom geanker is, in die waarheid van sy woord, in die kennis wat kom wanneer ons in vertroue sy pad loop, wanneer ons werklik aan hom so vas is, dat ons nie meer soos 'n golf op die see heen en weer gaan, elke wind ons na 'n ander koers toestoot nie. En kan niemand ons meer met skelmstreke bedrieg en uit die hand van die Here ruk nie. Dis nogal merkwaardig dat Paulus hier praat oor die sluwheid en listigheid en bedriegery van mense. Want ook die bose gebruik mense om die eenheid van die liggaam van Christus te versteur. En hy gebruik dieselfde taktiek deur al die eeue. Die taktiek van die leuen en die valse voorstelling en die bedrog. Maar as jy in die evangelie geanker is, in die ware geloof, in die vaste vertroue in die Here, dan gaan jou ore toe vir die leuns van die bose. En dan bou ons mekaar op. Die Here gee vir ons hierdie voorgangers. Hierdie voorgangers bring vir ons die woord. Ons neem hierdie woord, maak dit ons eie, ons gaan lewe daaruit. Ons gaan strewe met erns om die eenheid met Christus te bewaar, omdat ons een is in die geloof, een is in die diens aan die Here. Daarom bewaar ons ook die eenheid met mekaar. En so word ons nou 'n liggaam wat homself opbou, wat homself sterk maak. Die Here het vir ons die gawes gegee. Hulle is daar. As ons hulle gebruik, dan groei ons. Dan word ons sterker.
Maar Paulus, die skryf in die Efesiërbrief 'n belangrike voorwaarde in. Hy sê, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, sal ons in alles opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Terwyl ons in liefde die waarheid betrag. En as ons oor hierdie liefde praat, dan praat ons oor die liefde wat God in ons harte uitstort vir hom en vir ons naaste. Oor die gehoorsaamheid aan sy groot gebod, dat ons mekaar sal lief hê. Ons hoef nie van mekaar te hou nie. Ons hoef nie almal dieselfde te dink nie. Ons hoef nie almal dieselfde te wees nie. Die eenheid van die kerk is nooit eenersheid nie. Iemand het by geleentheid gesê, as ons eie eenheid probeer vestig, dan vestig ons die vaal bleek eenheid van die dood. Maar as God die eenheid onder ons maak, is dit soos 'n blomtuin. Hy gebruik elkeen van ons. En hy gebruik elkeen van ons soos hy dit wil, soos hy ons gemaak het. Met ons temperament en ons aanleg en dit ons vermoëns. En elkeen van ons na die gawe van Christus, na die mate waar hy ons toerus, werk saam om hierdie liggaam op te bou. Ons is Paulus sê, ons is die seënings en ons is die bene en ons ondersteun mekaar en ons bou mekaar op. Nie omdat ons eners is nie, maar ten spyte van ons andersheid. Ons bou mekaar op omdat ons een is in die geloof met die Here en een is in die diens aan hom en aan mekaar. Maar ons kan dit net doen wanneer ons dit doen in liefde. Die ou kerkvader Calvin het dit nog al treffend gesê. Waar die eenheid met Christus in geloof lei tot die eenheid van diens aan die Here, bou die liggaam homself op in liefde. Maar dit kan net gebeur in liefde. Want waar die liefde nie heers nie, is daar nie opbou van die liggaam nie, net verstrooiing van die kerk. Die Here gee vir ons die gawes, broers en susters. Die woord, die waarheid, die ampte, die gemeente, die geleentheid om onsself in die eenheid met hom en met mekaar op te bou, sodat ons in hierdie wêreld 'n skynende lig sal wees, wat vir almal getuig. Ons is deel van die koninkryk van God. Mag die Here dit ook vir ons gee, in besonder vir ons gee, dat elkeen van ons hierdie gawes vir ons sal toeëien, sal gebruik, en dat ons in liefde die liggaam van Christus, waarvan ons deel is op hierdie plek, sal opbou tot sy eer. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u Here vir u liefde. Die liefde wat so groot is, dat u sondaar mense deel maak van die liggaam van Christus. Verloste heiliges, kinders van God. Voor hierdie wonder staan ons altyd stom. Want dit gaan ons verstand te bowe dat u ons so lief kan hê. En nou bid ons Here, stort ook die liefde in ons harte uit. Dat ons in liefde tot u en in liefde vir ons naaste, ons broers en susters in die geloof,
U kerk sal opbou in geloof, in kennis, in waarheid. Dat ons 'n eenheid sal wees, 'n liggaam in u diens tot u eer. Ons bid, Here, dat u hierdie gesindheid en hierdie verhouding tussen ons sal bewerk, dat ons, al is ons min in getal, tog sterk sal skyn soos 'n lamp in die donkerte van hierdie wêreld waarin ons ons bevind. Ons dank U, Here, vir al die goedheid wat U ons gee elke dag. Ons het daarvoor gebid en U het dit aan ons geskenk, dat ons gister 'n geslaagde funksie kon hou. En ons dank U daarvoor. Ons dank U vir die mense wat daarin deel gehad het, vir almal wat opgeoffer het en gewerk het om dit moontlik te maak. Ons kom na U toe as mense wat weet hoe min ons verdien. Ons leef net uit U sorg en U genade. En aan die sorg en genade vertrou ons onsself toe in die week wat voor ons lê en bid, Here, gee ons alles wat ons nodig het. Nie alleen om van te lewe nie, maar ook alles wat ons nodig het om U te ken en U te dien. In besonder bid ons vir hulle wat in diep nood verkeer, 'n nood van siekte, wat worstel met die dood, maar ons bid ook vir hulle wat ongesteld is, vir hulle wat in hierdie dae koud is en honger is, wat geen skuilplek het nie. U ken die nood van elke mens en van elke hart. En U het ons gegee dat ons die woord van troos en bemoediging, maar ook die gawes wat dit moontlik maak om te leef en te oorleef, uit te deel in die wêreld. Gebruik U ons dan daartoe, maak ons oë oop vir die nood, en laat ons ook met gewillige hande en blymoedige harte hierdie barmhartigheidswerk in die wêreld doen. Ons bid vir die land waarin ons woon en al sy mense. Dis 'n donker tyd, Here, 'n tyd van afvalligheid. U woord in ons land het skaars geword. Wil U ons tog ten spyte daarvan bewaar. En wil U raadsplan ook met hierdie land en hierdie volk waarvan ons deel is, en die kerkverband waarin ons is, om te dien, wil U ook U raadsplan laat ontvou. Ons bely voor U ons skuld en ons sonde. Ons bely, Here, dat ons almal onder U oordeel staan. Dat dit net U genade is wat ons red. Ons het berou daaroor en bid dat U ons in die bloed van Christus sal was en reinig, dat ons oorwinnend oor die sonde sal lewe. En terwyl ons skuld en sonde bely en bid dat U ons deur U Gees daaroor sal laat oorwin, bid ons in besonder vir die broer in ons gemeente, wat hart van hart geword het, wat nie die vermaning en tug van die kerk wil aanvaar nie. Ons bid, Here, dat U selfs nou op hierdie laat uur deur U Gees in sy hart sal werk, om sag te maak wat hard geword het, om berou te bring en inkeer, sodat ons opnuut die broer met vreugde in ons midde kan terugontvang, en dat daar ook oor hom vreugde in die hemel kan wees. Wil U tog U genade aan hom bewys, Here. Die dinge vra ons nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ten slotte sing ons gesang 126, die eerste en die 4de verse.
die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal bly. Amen.